is ingelig. Is die wêreld, is die mensdom ingelig, want hulle is stadig maar besig om hierdie ding op jou en my af te druk, hoor mooi? Af te druk, af te forceer. En die regering van ons land gaan ons onkant vang met ons broek op ons knieë. En die oomblik wanneer jy hierdie digitale identiteit in jou hand het, maak jy dit vir hulle maklik. Ek wil in die begin van hierdie boodskap vir jou sê, daar's 'n woordjie in die skrif. Jy vra vanmôre vir my, Johan, is dit moontlik dat ons dit nog kan teestaan? In 2 Tessalonisense 2 praat Paulus van, en hy gee die opdrag hoe ek en jy dit moet teestaan. En een van die maklikste maniere om dit te staan is om nee te sê. Laat ek vir jou wys hoe prakties hierdie ding is wat om ons gebeur. Ek wil eers hierdie gedeelte vir u lees. In Openbaring 13 handel juis oor die anti-kris wat en hy sê in vers 1 is hy daar. Ek wil graag hier aandag op 'n paar dinge vestig. En ek wil hê jy moet hierdie hoofstuk vir 'n week lank gaan lees. 'n Baie interessante hoofstuk. Jy gaan baie naaping vind. Jy sien die duiwel is 'n naaper. En hy probeer God altyd naap. En jy sal hier in hierdie hoofstuk baie situasies vind en insidente vind hoe hy God wil naap. Maar ek wil net vers 1 van hoofstuk 13 gou vir u lees. En hy sê hierdie woorde, en ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy kop 'n naam van, godslastering. Nou, as ek hierdie woorde sê, hy het uit die see, dis nie letterlik uit die see, uit die woordjie see verwys na die mensdom. So die anti-kris gaan 'n mens wees en hy gaan op die toneel stap. So dit gaan nie 'n masjien wees nie. So ek gaan nou eers verwys in my boodskap tot en met volgende Sondag na een of ander masjien. Want kyk nou mooi wat sê die Bybel. Hoe moet hierdie dier wees? So dit is vers 13. Hoofstuk 13 vers 1. En dan begin Johannes en hy skryf in vers 11. Hoor nou hierdie woorde. Hy sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. So hier sien hy 'n dier uit die see uit opkom, dis die anti-kris. En dan sê in vers 11 hierdie woorde. Hy sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en hy praat soos 'n draak. Hierdie dier is boos. Hierdie dier is demonies. Hy praat soos 'n draak. Hy lyk soos 'n lam, so onskuldig. Ag, dink jy nie jy ontstel jou verniet? Of jy's besig om mense onnodig bang te maak? Hy lyk dan soos 'n lam. Hy lyk so onskuldig. Hy lyk so, maar hy praat soos 'n draak. En kyk wat doen hierdie dier. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. Met ander woorde, die eerste dier is die anti-kris, hierdie tweede dier kom nou, en sy taak is om al die mag van die eerste dier, die anti-kris, moet hy al die mag van die eerste dier voor sy oë, moet hy uitvoer, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid. Nou hierdie tweede dier, sy naam is valse profeet. Mag ek jou skok vanmôre as ek vir jou sê, weet jy wie's die valse profeet?
En kyk die rol van die valse profeet wat hy speel en hoe maklik maak hy dit vir die eerste dier sodat hy aanbid kan word. Hoor gou mooi. En ek wil dit vanmôre vir u sê, die kerk op aarde gaan gebruik word om hierdie werk vir die anti-kris te doen. Ek wil vanmôre dit waag om te sê, 'n kerk wat nie 'n bloedevangelie verkondig nie, gaan in die struik val. 'n Kerk wat nie, en 'n gemeente wat nie onderskeiding het, gaan die werktuig word. Die valse profeet, hy gaan deel wees van die valse profeet, hy gaan daai werk doen. Hoor mooi, hy sê, en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid. Die kerk sal sê, aanbid hom maar, hulle gaan toestemming gee, ag dis reg, hy lyk soos 'n lam. Hy praat soos 'n draak. Dis boos, hoor nou mooi. Hy sê, waarvan die dodelike wond genees is. Hoor, sien jy die naaping? Jy sien die anti-kris stel God voor. En dan gaan jy die valse profeet. Hoor gou mooi. Die anti-kris gaan 'n dodelike wond toegedien word. En hy gaan uit die dood uit opstaan. Want wie wil hy naboots? Wie wil hy naboots? Wie het nog uit die dood uit opstaan? Jesus het uit die dood uit opstaan. Gaan so onskuldig lyk. Hy's 'n dodelike wond is hy toegedien, maar hy's genees van daardie dodelike wond. En hy doen ook groot tekens, sodat hy self vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners, hoor nou baie mooi, deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. Wie gaan die opdrag kry om hierdie beeld te bou? Hierdie beeld te maak? Om aan die bewoners van die aarde opdrag te gee. Hoor nou mooi. Vers 15, hier kom my vers. En dit is hom gegee, om 'n gees aan die dier se beeld te gee. Jy sien, dit gaan nie net 'n beeld wees nie. Dit gaan 'n beeld met 'n gees binne hom wees. Hoor hier kenmerke. Sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Ons lees dit tot sover eers. Aan die bewoners van die aarde gaan daar opdrag gegee word om 'n beeld op te rig. En aan daardie beeld gaan daar 'n gees gegee word. Met ander woorde, daar gaan lewe aan hierdie beeld gegee word sodat hy kan praat. Ek gaan vanmôre die bord baie gebruik, want ek haal aan en ek wys vir die sekere dinge en ek wil dit graag hê, jy moet dit op die bord self dan ook sien. In 2024, nou gaan ek 'n bietjie verder terug, het daar 'n artikel in 'n sekere tydskrif gewees met hierdie woorde op: die wêreld se tyd loop
uit. Ons is in 2026, 2 jaar gelede. En in daardie artikel was daar 8 dinge wat hulle genoem het. 8 dinge wat hulle net so vinnig genoem het, daar was baie meer. Maar hulle het gesê, ons gaan hierdie 8 dinge so vat, en ons gaan dit net so 'n bietjie wys, nie in volgorde nie, maar tans wat in die wêreld aan die gang is. En ek wil so 'n bietjie net hierdie 8 dinge vir u noem. Ek wens ek kan 'n bietjie dieper ingaan in al 8 hierdie dinge. En die hele eerste waarby hulle uitgekom het hulle bewys dat Sagaria 12 vers 3 is besig om waar te word. Israel staan stoksiel alleen. Israel is nou geïsoleerd nadat Israel ingeval was. En presies soos wat die Bybel in Sagaria 12 vers 3 sê hulle dat vir die wêreld is Israel nou 'n rotsblok. Die tweede ding wat hulle aangehaal het was die volgende. En in die tydskrif sê hulle dat die gees van die anti-kris, hulle sê dit al in 2024, en ek en jy beleef dit, die gees van die anti-kris is losgelaat. Die derde ding waarna hulle verwys, hoor hierdie ene, hulle sê, daar is 'n nuwe vlak van boosheid, wat as goed beskou word. Wat is vandag verkeerd? Is daar iets vandag verkeerd? Daar is 'n nuwe vlak van boosheid, wat goed beskou word, en goed boos. Hulle sê dat die wêreld haas na 'n wêreldregering. In daai artikel sê hulle hoe daar dinge in die pad is, hulle wil dit uit die pad uithaal, vinnig, sodat die wêreld kan kom by 'n wêreldregering. Hier praat hulle van kunsmatige intelligensie word verfyn om die wêreld te regeer. Onder hierdie punt wil ek net vir u ietsie lees. Baie interessant as 'n mens dit lees. Hulle sê die doel is dat dit slimmer sal wees as die mensdom. Die anti-kris sal hierdie stelsel, die KI, die kunsmatige intelligensie sal hy nodig hê om sy koninkryk te regeer. Nie interessant. En dan noem die volgende en hulle sê, 'n abnormale word as normaal gevier en behoort die wêreldstandaard te wees. Die abnormale moet die wêreld se standaard wees. Wat is abnormaal? Hulle skryf oor hoe word na die agteruitgang van die mens se karakter verwys. Hulle skryf oor hoe die LGBT-beweging gehuldig word. Hoe die liefhebbers van Bybelse waardes vervolg word en tronk toe gestuur word. Die abnormale moet normaal gevier word. Dis reg. Hierdie LGBT is reg. En dan sê hulle hierdie woorde, die heiligheid van lewens word bespot. Daardie man, daardie jong meisie, daardie jong vrou, wat heilig wil lewe, van hom word 'n bespotting gemaak. Is dit nie interessant nie? 2024. Sê hulle te veel kerke bevorder ongesonde kerkleerstellings. Glo in jouself. Verbeter jouself. Een na die ander motivering. Redding, die bloed van Jesus, al hierdie ding word weggelaat. Ongesonde. Dan kom hulle by hierdie eenheid, hy is die 8ste en hulle sê, 'n nuwe manier van besigheid is om die draai, 2024.
En dan sê hulle dit, en ons lees dit. Dit sal 'n kontantlose geldstelsel wees. Dit sal die nuwe manier van besigheid wees. Nuwe manier. Wat word bedoel by dit sal kontant wees? Dan sê hulle, dit sal kripto geld eenheid wees. Hulle sê dit in 2024. Dit sal blokketting, blockchain, wees sodat elke transaksie gevolg kan word. Ek gaan volgende week jou baie meer hieroor vertel hoe dit gaan werk. Hoe hulle duisende mense in Suid-Afrika, dis hoekom Suid-Afrika een van die brandpunt is, dis hoekom hulle dit hier gaan implementeer. Ek wil jou net 'n voorbeeld noem, ek wil jou net aan die gang sit. Ek wil net jy moet saam met my dink, hoe prakties dit gaan wees. Wat net SASSA geld? Mense wat afhanklik is van die staat se toelaag. Kom ek maak dit maar net vir die som. Ek sê dis R2000 wat mense elke maand by SASSA kry. En nou moet hulle elke maand na 'n ry toe gaan en hulle moet daar gaan sit en as hulle nie hulle kaart by hulle het, kan hulle dit nou nie meer kry nie. Die proses moet weer gedoen word, oorgedoen word. Hulle gaan nou kom, hoor mooi. Ek sê dit vanmôre van hierdie kansel af vir u, so seker is wat ek voor u staan. Hulle gaan kom en hulle gaan die SASSA ontvangers hierdie aanbod maak. Kom ek gee jou R5000. En jy moet 'n bankrekening hê. En dan gaan vir jou die 5000, dit gaan 'n nommer wees. Dit gaan 'n syfer wees in jou bankrekening. En dan kan jy dit verder gebruik met jou kaart. Kontant gaan daar nie meer wees nie. Maar daar gaan voorwaardes wees. Hoor gou mooi. Jy moet daai een dop hou. En dan gaan volgende week baie oor hom praat. Ek verduidelik net vir jou wat bedoel ek by blockchain, wat bedoel ek by blokketting. En hulle gaan jou volg. Wat doen jy met R5000? Waar koop jy? Wat koop jy en wanneer koop jy? Hulle gaan jou volg. Hulle gaan jou trace. Hoor nou mooi. En dit wat jy nie daai R5000 daai maand gebruik het nie, verval en dan gee jy jou volgende maand weer R5000. Kan jy dink ons is so ver? Hulle gaan jou beheer. Hulle gaan jou en my beheer. Digitale ID gaan van die mens. Hulle gaan dit regkry om al jou en my bewegings te monitor. Hulle het met FICA begin om jou inligting in te samel. Hulle het met COVID probeer. Die digitale ID gaan die finale een wees waar hulle alles van jou gaan hê. En weet jy wat, as dit daarop is, as dit op daai blockchain is, sal daai inligting nooit ooit weer verwyder kan word nie. Hoe gaan die anti-kris weet waar is jy? Hoe gaan hy jou posisie kan bepaal? Waar het hy die inligting vanaf gekry? En hierdie persoon sê hierdie woorde: digitale geldeenheid sal die lewe soos wat ons dit ken dramaties verander. Is jy gereed af? Weet jy dit? Ek waarsku vanmôre hierdie gemeente. Dat jy nie oop oë. Jy sien alles wat nuut is hardop ons voor. As ons hoor van 'n digitale ID, hulle beloof jou. Alles wat mooi is en dit sal so maklik wees. Kom ons maak dit net. Ag, die lewe gaan net makliker wees. Ek wys vir jou wat 2024. In 2026, die begin van die jaar met die staatsrede, 12 Februarie 2026, het ons staatspresident, was hy in die woord en hy het hierdie staatsrede gelewer. En hy het daardie dag 'n baie belangrike aankondiging gemaak. En hy het hierdie woorde gesê, Suid-Afrika, oor Suid-Afrika se digitale transformasie, dit was die opskrif. Hy het gesê,
Hy het 'n aankondiging gemaak, hy het gesê Suid-Afrika se digitale transformasie en bekendstelling van 'n nasionale digitale ID. Wanneer het hy dit gesê? 20 Januarie 2026. Jy moet mooi oplet. En hier sy direkte woorde, en ek haal aan, hy sê, ons sal digitale transformasie inspan as 'n drywer vir groei. Kyk nou mooi, al die mooi dinge wat hy sê, insluitinge en doeltreffende dienswerking. Verder, vanjaar 2026 sal binnelandse sake 'n digitale ID bekendstel om veilige en beskermende gebruik van digitale dienste vir alle Suid-Afrikaners moontlik te maak. Die Departement van Binnelandse Sake sal voor die einde van 2026 'n amptelike digitale ID bekendstel. Oor die lig, oor die nuus. Hoeveel van julle het dit gehoor? Het dit nie ontstel? Het dit nie ontstel? Dink jy dit gaan u nie raak nie? En hy het sy hele toespraak op 4 kernpunte, kernpilare gebou en daarop gefokus. Digitale ID, data-uitruiling, dit gaan makliker wees. Ek kan nou baie makliker Namibië toe gaan en ek kan baie makliker Mosambiek toe gaan, ek kan onderhandeling, digitale betalings, hy het genoem SASSA. Hy het gepraat oor betroubare digitale kanale. Ons gaan nie meer sukkel nie, dit is so mooi geklink. Hoor wat sê hy? Hy sê bestuurderslisensies en matrieksertifikate sal van nou af in digitale formaat beskikbaar gestel word. Dit is mooi nie? Om dit digitaal te kry, moet jy digitaal geregistreer wees. Sê met my. Sê my, maak dit so. Om jou matrieksertifikaat te kry, moet jy geregistreer wees. Om 'n bestuurslisensie te kan kry, moet jy, om dit in 'n digitale formaat te kry, moet jy digitaal geregistreer wees vir 'n digitale identiteit. Hoeveel van u en ek weet omtrent die ID? Hoeveel van ek en jy weet van hierdie digitale stelsel? Hoe om te registreer? Weet jy al van hierdie projek hoor? Die KOKA projek. Nou het ek vir jy gevat 2024. Nou gaan ek vir jou nog 'n bietjie verder terugneem om vir jou te wys waar het alles begin. Die woordjie KOKA is 'n Zulu woord. En dit beteken om te betaal. Maak nou jou ore oop van vandag af en luister die nuus en kyk rondom u. Dit is 'n algemene woord, KOKA. KOKA projek. Dit beteken as jy dit hoor, dis hoe ons brein spoel. Ons sit met 'n godlose regering. En hulle brein spoel vir jou en my. En hulle bombardeer ons. Maak ons gewoon. Hulle is besig om Openbaring 13 waar te maak, om vir die pad vir die anti-kris oop te maak. En om die anti-kris te laat openbaar, moet hulle hierdie dinge implementeer. Hulle gebruik ongelukkig ons regering vir die wêreld gebruik ons regering vir hulle werk. En Suid-Afrika is die proefkonyn daarvan. En Afrika gaan die proefkonyn raak. Die KOKA. KOKA projek. Om te betaal, die Zulu woord. En KOKA is 'n inisiatief, 'n projek deur ons Suid-Afrikaanse Reserwebank wat die gebruik van digitale geld, digitale geleenthede en blokketting tegnologie het hulle geleentheid gegee om die Suid-Afrikaanse finansiële sektor te ondersoek. So as jy KOKA hoor, dan weet jy dis nou 'n projek, dis 'n inisiatief wat die Reserwebank begin het. Hulle wil ons finansiële sektor nou ondersoek. Hulle wil nou kyk, hoe kan ons dit nou prakties vir die man op straat dan daar kry? Ek noem die woordjie blokketting dan nou. Ek wil net weer vir jou wys wat is 'n blokketting. Blokketting, ek het dit maar nou so in my brein. Dis datablokke
wat so aan mekaar gekoppel word. Hier gaan al my inligting wees. Hulle weet nou, ek is Johannes Stefanus Botma, dis wanneer ek gebore is, daar kom dan nog inligting wat ek gee, so van my hele lewe is daar 'n ketting. Alle inligting gaan soos aan 'n jou en my inligting, dis een lang ketting, hulle verwys daarna, dis maar nou om dit prakties vir jou te verduidelik. Hulle praat van 'n blokketting. Dis klomp blokke van data wat aan mekaar gekoppel word. En al daardie inligting, al jou en my inligting word net daarop, en kyk nou mooi wat sê hulle. Hulle sê alle inligting wat op daardie databasis gestoor is, alles wat jy vir hom gaan gee deur jou digitale ID, sal nooit ooit weer uitgewis kan word nie. Ek gaan nie diep in die projek nie, ek wil net vir julle die datums wys. Hy bestaan uit 3 fases. Hulle praat van KOKA 1 of die eerste fase. En hierdie Reservebank saam met handelsbanke, kyk wanneer dit begin, as ook 'n tegnologiese maatskappy het hulle die projek ontwerp. Baie bekende maatskappy. As jy na die masjienkies kyk by Tille, kyk maar die naam wat daarop staan. Kyk maar die wat die wagte gebruik, kyk op die naam wat daarop staan, baie bekende. Het hulle toe begin om met hierdie projek, hulle het dit ontwerp. Kyk daar. 2018. Toe maak hulle die fase van die eerste, fase 1, het begin hulle 'n suksesvolle bewys, 'n verslag, en dan maak dit amptelik. Toe maak hulle dit amptelik bekend. Dis hulle in 2018. Die plan is reg. KOKA 1 is reg. Hardloop met daarna. Reservebank, die handelsbanke, hulle weet dit al van 2018 af. Meneer, ek wil jou baie graag help. Ongelukkig kan ek nie meer mag ek nie meer kontant ontvang nie. Gaan na daai masjien toe vir my. Stuur my van een ry na die ander ry. 2018. KOKA 2 is vroeg in 2021 geloods. En die antwoord, die ondersoek wat hulle gelei het en die verslag, die resultaat is in April 2022 bekend gemaak. Hardloop nog klop Disselboom. Ding is in plek self mekaar. Weet jy wat was die uitkoms wat dit bewys? Ek gaan nou by fase 3 kom. Dat die Suid-Afrikaanse bankstelsel binne 'n kwessie van sekondes, van ure, 'n volle dag se hoë waarde transaksie, hulle noem al hierdie transaksies verwys na hoë waarde transaksies, veilig op 'n verspreide netwerk. Hulle praat van DLT, kan hulle dit verwerk in 'n paar sekondes. Ek is hier, my inligting kan vir 'n paar sekondes daar wees. Ek kan daar wees en hulle het iets van my nodig, in 'n paar oomblikke het hulle dit. Die projek KOKA is die Suid-Afrikaanse Reservebank se offisiële program om 'n sentrale digitale bankgeleentheid daar te stel wat die digitale vorm van ons rand gaan beteken. En KOKA 3, die derde fase, hulle mikpunt, Desember 2026. Die registrasie vir digitale ID het al 1 Julie 2026 oopgemaak vir vrywilligers. Wat gaan gebeur? Ek gaan nie nou registreer nie, maar hulle het 'n mikpunt. Die druk gaan kom, die druk gaan al hoe meer uitgeoefen word. Ag, almal het dit. Dis ons kan. Kyk hoe maklik is dit. Ag, kom ek gaan ook maar. En soveel mense gaan val.
en hulle knie buig. En dis hoe hulle jou en my data, dis hoe hulle jou en my in die hande gaan kry. Ek wil net dit sê, die Reservebank het iets, in aanhalingstekens, in plek gebring, wat elkeen van ons, dit gaan jou verseker, meneer, jy moet hoor, mevrou, jy moet hoor, dit gaan jou en my, dit gaan hierdie gemeente verseker affekteer. En niemand gaan dit vryspring nie. Niemand gaan dit vryspring nie. Al wat ek hier kan doen vanmôre, al wat ek vir hierdie gemeente wil sê vanmôre, wanneer ek by die tweede gedeelte gaan kom volgende Sondag, ek kan dit net vertraag. Ons gaan dit nie vryspring nie. Die druk gaan al hoe meer uitgeoefen word. Ek sê, Here, terwyl ek voorberei, ek dank die Here vir 'n vers soos Openbaring 2 vers 10, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld gaan kom. Daar gaan 'n uur van, die Here sê, hy gaan my bewaar. Hy gaan my bewaar. Daar gaan 'n oomblik kom, wanneer die bruid weggeneem gaan word. Wanneer gaan die Antichrist openbaar word? Wanneer gaan dit vir jou lees ten slotte? Maar ek wil net hierdie afsluit. Die regering gaan baie hard druk op sy landsburgers uitoefen. En almal moet val, dat almal sal val vir hierdie digitale ID, asook dat hulle daarvoor moet registreer. Lag gou saam met my, ek is klaar. Ek is klaar. Kyk gou na hierdie vers. Ek wil vanmôre vir jou met hierdie vers na die nagmaalstafel toe stuur. En Paulus is aan die woord. In 2 Tessalonisense sê hy 'n baie belangrike ding. Kan ek vir jou gou vra, terwyl jy so toe blaai, het jy hierdie goed geweet? Kyk gou vir my in die oë. Mag ek hierdie blok vra, het jy dit geweet? Is jy geskok? Is jy ingelig? Sê, Here, help my, gee my onderskeide. Ons val so maklik. Ons val so maklik vir hierdie dinge. En hierdie dinge gebeur om ons. Luister 'n bietjie nuus, luister 'n bietjie na die woorde wat hulle gebruik. So as jy weer hoor kokain, dan weet jy dis 'n stelsel om te betaal. So daar gaan nie meer van rand gepraat word, daar gaan nie meer van sent, dis 'n stelsel om te betaal. En om dit reg te kry, het hulle digitale ID nodig. Soos COVID het die president net een hand gesit en gesê, die land is toe. Besighede is toe, jou werk is toe. Gaan dieselfde manier gebeur. Jy gaan een hand voor jy gaan hoor, hulle gaan dit oor die radio sê, vanaand gaan 'n belangrike aankondiging gemaak word. Die landsburgers moet asseblief posisie inneem voor sy of haar televisie. En hy gaan opkom en hy gaan net sê, die digitale ID was eers vrywillig, was hy oopgemaak 1 Julie om te registreer. Die druk is daar, ons gaan soveel tyd gee, die burgers moet registreer. Hulle gaan jou forceer. Hulle gaan my forceer om ons te laat registreer. Hoor hierdie vers. Dit gaan jou raak, ek en jy kan dit vertraag. Nommer 1, ek gaan volgende week vir jou proses gee. Nie proses nie, ek gaan vir jou soos 'n resep gee, hoe ons dit kan vertraag. Hoor hierdie vers. Paulus is aan die woord, en hy praat weer oor die Antichrist. Hy sê, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is aan die werk. O, vriende, die verborgenheid van die ongeregtigheid is tans aan die werk. Ek het jou maar teruggeneem na 2018 toe, jy kan nog verder teruggaan as jy wil. Ek het vir jou nader gebring na
2022, 2024, 2026, wat beplan? Hoor gou mooi. Ons is in die middel van die jaar. 6 maande oor. Minder as 6 maande. Hulle mikpunt Desember 2026. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Wie dink u is hierdie groep totdat hy, wie is die hy wat nou teehou? Kan ek vanmôre vir u sê wat maak dat die anti-kris nie vanmôre al geopenbaar kan word nie? Die bruid van die Here Jesus. Die bloedgewastes van die Here Jesus. Ons is in die pad. Ons hou die verborgenheid teë. 'n kerk wat aan die brand is, 'n gemeente wat aan die brand is, 'n kind van God wat aan die brand is. Maak dit vir hulle moeilik. Iemand wat sy staan kan inneem en sê nee, maak dit so bietjie moeilik vir hulle. Gaan ek en jy dit vir hulle moeilik maak? Of gaan ons maar so saam in die stroom, ag, dis nie so erg. Wie gaan weet? Wie gaan dit tog weet? Hoor gou mooi. Weet jy wie gaan dit weet? Weet jy wie gaan jy weggee? Baie keer dan dink ek aan Judas wat Jesus vir 30 silwerstukke verkoop het. 30, wat is 30 silwerstukke? Baie keer as ek en jy nie ons kan staan en dan is ons maar soos Judas. Ons verkoop Jesus. Gaan jy Jesus verkoop vir 'n digitale ID? Gaan jy? Of gaan jy vanmôre by die nagmaaltafel vir die Here sê, Here, hoor wat sê Paulus, hy sê, want die verborgenheid is aan die werk. Here, ek hoor vanmôre, hoe hierdie goddelose wêreld en die goddelose regering van ons land besig is om te werk. Hulle is aan die werk. Aan die werk. Hoor wat sê Paulus, hy sê nie hulle was nie. Hy sê hy is. Hy sit in hierdie diens vanmôre, hy is aan die werk. Net, hulle sal aan die werk wees, en hulle sal genoeg werk hê, totdat hy wat hom nou, teehou. Wie hom teehou? Bloedgewas is. Kind van God, kyk my in die oë. Gemeente, kyk my in die oë. Is jy bloedgewaste? Is jy gewas deur die bloed? Is jy seker van die lam? Totdat hy wat hom teehou, dis bloedgewas is. Dis kinders van die Here. Kinders van die Here wie se lampies vol olie is. Kan jy dink, my lewe, 'n heilige lewenswandel, as ek op datum is met Jesus, maak ek dit vir hulle moeilik. Ag, wil jy nie vanmôre om die tafel kom sit en sê, Here, help my, dat my lewe dit vir hulle sal moeilik maak, dat ek dit sal teëstaan met alles wat binne in my is. Om dit reg te kry, moet jy sorg dat jy vol is van die Heilige Gees. Jou lampie moet vol olie wees. Anders dan gaan jy dit nie maak nie. Totdat hy wat hom teehou uit die weg geruim is. Weet jy wat gebeur wegruim? Wanneer Jesus sy bruid gaan kom haal. Dink wanneer ek en jy weg is, wat op aarde sal gebeur, chaos. Een golf wat sal losbars van ongeregtigheid. Want dit was al in plek. Die hindernis is net weg. En dan sal hy geopenbaar word, sê Paulus daar, dan sal hy geopenbaar word. Here Jesus, terwyl ek hierdie dinge bestudeer het, terwyl ek dit opgelees het, terwyl ek dit nagevors het, nagegaan het, Here,
ek maar self vir U gesê, Here, help my, dat my lewe so sal wees, soos die sout van die aarde, soos 'n lig in 'n donker wêreld. Dat my lewe die bose planne van die duiwel, Paulus sê ons moet met sy planne goed bekend wees. Dus 'n bietjie vanmôre oor sy planne gepraat. Ons moet daarmee goed bekend wees. Ons moet dit teestaan. Here, help ons gemeente. Heilige Gees van God, help elke een van ons vanmôre om daai besluit te neem en te sê, Here, help my om die planne van die ongeregtigheid hy sê die verborgenheid, dinge wat in die geheim, dis dinge wat in die geheim gedoen word, dit is dan help ons daarmee, Here. Ry ons harte nou voor, Here, waar ons aan die tafel gaan kom aansit. Dankie dat ek dit vir U kan vra in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vra dat U die tafel vir ons in gereedheid sal bring.